ingeskakel en baie welkom sê. Ook dis vir ons 'n geseënde oomblik wanneer ons rondom die Bybelse waarhede vergader. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons bevoorreg is om U te aanbid. Dankie dat U ons uitnooi om na U toe te kom. Dankie dat ons hier kan wees om te leer uit die woord en om U teenwoordigheid te geniet in ons lewe. Dankie vir die sorg oor ons lewe in die week wat verby is en vir alles wat ons kon doen en kon belewe en kon ervaar. Here, ons dank U vir soveel seëninge waarin ons deel, terwyl daar baie mense is wie se lewe daar hartseer is, baie mense wat bekommerd is, baie mense wat siek is. Ons vra seën die verkondiging van die woord oral in die wêreld, ook in ons land, ook in hier in Ceres, waar mense vandag rondom die woord vergader. Amen. Ons sing van lied 203. Hebreërs 11. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon. En so Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fundamente het en waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Omdat Abraham geglo het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat die God wat dit beloof het, getrou geag het. Je kan gerust die gedeelte lees in Hebreërs weer, maar ook die Abraham verhaal in die Ou Testament. Ek wil graag 'n paar gedagtes met julle deel oor die Abraham verhaal. Dan help dit ons op ons geloofspad in die wêreld. Dit lyk my die Abraham verhaal soos hier in Hebreërs staan, sê iets oor ons as mense en ons toekomsverwagting en hoe ons die toekoms tegemoet gaan en hoe ons moet lewe. Vir alle mense is die toekoms onbekend. Nou, hoe kan ek nog gehelp word en met vertroue, met opgewondenheid en met hoop die toekoms tegemoet gaan? Wat se riglyne is daar? 'n beter vraag is, wie sal saamgaan? Vir gelowiges is God natuurlik my anker. Maar dan moet ek nou besluit, wie is God vir my? Of wie is die een met wie ek die toekoms wil waag? Ek wil 3 dingetjies doen vir my kosbaar in hierdie gedeelte oor Abraham se storie.
Die eerste waarheid is, lyk vir my, ons moet nie twyfel nie. Twyfel tap ons geloofskragte. Twyfel ontneem ons die vreugde van die lewe. Abraham het God getrou geag en hy het nie vir 'n oomblik getwyfel nie. God roep hom om te trek na 'n vreemde land. Het geen besonderhede daarvan nie, maar hy trek sonder om te twyfel. Hy het God getrou geag, lees ons. Dit beteken, om God getrou te ag, wil sê dat ek weet God is naas my, hy is by my. Later kry hy die opdrag dat hy sy seun moet gaan offer. Hy gehoorsaam dood eenvoudig, sonder om te twyfel, want hy ag God getrou. Toe Abraham al 'n man van 100 jaar oud was en Sara 99, kry hulle die tyding, sy sal 'n seun hê. Dit was natuurlik iets om voor te lag en Sara het gelag. Maar Abraham ag God getrou. Die vraag, vriende, is, reken ons God getrou genoeg vir die toekoms en vir die môres van ons lewe? Of maak ons staat op ander instansies? Ons glo in God, maar ons het daarom ook ander bykomstighede wat ons toevlug na toe neem. Matteus 5 sê, gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hy van God is. Twyfel tap ons geesteskragte. Twyfel ontneem ons 'n positiewe toekomsblik. Twyfel is dodelik vir ons geestelike lewe en groei. Die eerste waarheid, gedagte wat ek wil hê, wat 'n mens moet onthou, ons moet twyfel na God toe gaan. Twyfel is nie goed vir ons geestelike lewe nie. Ek dink daar's 'n tweede probleem. En dit is, ons kan nie onsekerheid vat nie. Ons wil weet. Want om te weet, plaas 'n mens in beheer. Maar Abraham trek sonder om te weet, lees ons. Want hy het God getrou geag. In die Nuwe Testament waarsku Jakobus ons, sê moenie sê môre, oormôre gaan ons dit of dat doen nie. Sê liewer, as God wil, gaan ons dit of dat doen. Abraham se enigste sekerheid was, God gaan saam met my. Sy enigste sekerheid was, my reis is 'n reis saam met God. Al weet ek nie, God weet, en dis genoeg. 'n derde probleem lyk vir my in ons geestelike lewens is, ons verstaan nie mooi ons posisie in hierdie wêreld nie. Ons status in die wêreld nie. Hier word gesê, ons is maar vreemdelinge. Abraham was 'n vreemdeling. Hy was 'n bywoner. Hy het in tente gewoon. En ons moet verstaan dat ons pad deur hierdie wêreld is maar 'n nomadiese lewensbestaan. Ons is maar bywoners. Die probleme, die hartseer en die kwellinge van elke dag se lewe op ons pad is deel van hierdie tentwoners bestaan. Deel van hierdie vreemdeling wees in hierdie wêreld. Ons moet weet, dit het Abraham verstaan. Ons het 'n vooruitsig na 'n betere en 'n sekere toekoms. En die toekoms lê gelukkig nie in my hande nie, maar in God se hande. Daarom, broeder en suster, wil ek herhaal. Ons moet ophou om te twyfel. Vertrou God vir môre en oormôre. Hy is getrou. Al verstaan ons nie, of al weet ons nie alles nie, asof ons alles kan weet. Word rustig in die teenwoordigheid van God, want God weet. Die derde gedagte is, onthou nou, ons lewe maar in hierdie wêreld. Ons is op pad. Al gaan dit nie aldag goed nie, maar ons is op pad na 'n beter toekoms, na 'n beter bedeling, 'n lewe wat God voorberei het vir sy kinders. Mag ons met ons twyfel na hom toe gaan. Mag ons met ons nie weet nie, vlug na die een toe wat weet.
mag ons onthou dat ons in hierdie wêreld gelukkig op pad is na 'n beter bedeling. Mag die Here julle elkeen seën in julle persoonlike lewens as gesinne en as individue en as families. En mag almal wat hartseer en bedroef is, hierdie waarhede 'n bietjie aan die bors druk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê dankie dat die Bybel ons altyd reg help. Here, ons moet bely, ons is maar twyfelaars. Ons roem so in ons geloof, maar ons twyfel baie en daar verskriklik of God kan en sal voorsien. Ons sê die Here is ons herder, maar ons weet daarom nie heeltemal of dit reg sal kom. Vergewe ons dit. Help ons, die Here, om nie meer te twyfel nie. Die ou Halleluja lied sê, bring jou twyfel na Jesus, hy sal sy belofte hou. Help ons, die Here, om tog nie so slim te wil wees, om alles te wil weet nie. Te berus daarby dat God weet van my lewe, my bestaan en my pad. Help ons om ons geloofsoë op te rig na die verre horisonne van 'n lewe by God. Na al die aardsomswerwinge en bestaan, is daar 'n veilige toekoms by die Here. Ons dank U en ons loof U daarvoor.